Okay, hier het ons nou vraag 10. 'n vraag het 'n vraestel wat vra, jy moet die middelpunt soek is 2 keer die omtreksoekstelling bewys. Okay, in die diagram hieronder is O die middelpunt van die sirkel, P, T en S is punte op die omtrek, PS, PT en OT is getrek. Eintlik is OS ook getrek. Okay, bewys die stelling wat beweer dat SOT, nou daar is nou ook SOT, is 2 keer, is 2 maal die hoek SPT, 2 keer die grootte van daai hoek. Okay, jou stap 1 sal wees, net soos by al die ander stellings. Die eerste konstruksie in te trek vanaf punt P deur Q en om dan net bietjie te verleng. Okay, so kom ons skryf dit net, konstruksie sal wees verbind PO en verleng. Okay. Dan kan ons hier gaan en ons kan hier die hoeke ook benoem. Onthou, jy gaan hier die invul bo op hulle bo op jou antwoordblad. So dan as jy die hoeke benoem, kan ons sien van watter hoeke jy praat. So ek gaan sê P1 en P2 en O1 en O2. Okay. Goed, nou kom ons kyk gou wat weet ons hier. Wat ons moet weet is dat PO en OS is nou albei radiusse. Okay, sowel as OT. Daai 3 sye is alles radiusse. Daarom kan ons gaan sê dat hoek S gaan gelyk wees aan hoek P1 en ons kan sê dat hoek P2 is dieselfde grootte as hoek T. Okay. Hoeke teenoor gelyke radiusse. As ons kyk na O1, hier sou ek eintlik nie dieselfde kleur gebruik nie. O1 is 'n buitehoek van hierdie driehoek POS. Okay, 'n buitehoek. Goed, dieselfde gaan wees met O2. O2 is ook 'n buitehoek van hierdie driehoek POT. Okay. Goed, as jy dit net in ag neem, dan kan ons so lank begin skryf. Ja, eerste gaan ek sê dat hoek P1 is gelyk aan hoek S, hoeke teenoor gelyke radiusse. Okay, en hoek O1 is gelyk aan hoek P1 plus hoek S, buitehoek van 'n driehoek. Goed, maar ons weet dat, ons weet dat omdat S nou dieselfde is as P1, kan ons S weer verander met P1. Dan het ons dat ook O1 is 2 maal ook P1. Okay, ons gaan later weer daarmee werk. Goed, dit is nou in hierdie driehoek waar ons dit bereken het. Nou gaan ek oor na die regterkantste driehoek. Okay, ek gaan omtrent dieselfde doen. Ek gaan sê dat hoek P2 is gelyk aan hoek T, hoeke teenoor gelyke radiusse. Ekskuus dat ek dit gou uitvee. Hoeke teenoor gelyke radiusse. Okay. En dan kan ons sê hoek O2, hierdie buitehoek waarvan ons net nou gepraat het, gaan gelyk wees aan hoek P2 plus hoek T, buitehoek van 'n driehoek. Is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Dan kan ons net soos net nou T verander met P2 omdat hulle gelyk is aan mekaar. So dan kan ons sê dat hoek O2 is gelyk aan 2 maal hoek P2. Goed, en dan gaan ons dit net vir net nou gebruik. As jy dan nou verder kyk, kan ons sê dat hierdie hele hoek, as ons hierdie hoek bereken, kom ek vind net gou 'n bietjie daar uit. Okay. As ons daai hele hoek bereken, dan is dit O1
plus O2, wat ons op die einde SO2 gaan benoem. Okay. So kom ons plus hoek O1 plus hoek O2 by mekaar. Hoek O1 het ons hierbo gekry as 2 maal hoek P1, plus en hoek O2 het ons gekry as 2 maal hoek P2. Goed. Aan die regterkant kan ons 2 uithaal as gemeenskaplik. En O1 plus O2 kan ons vereers net so hou. Nou kan ons gaan sien dat hoek O1, kom ek kry net gou 'n ander kleur, hoek O1 en 2, daai hele hoek, word gevorm deur SOT. Goed, so ons kan dit dan gaan verander na hoek SOT. Is gelyk aan 2 maal. Dan hoek P1 en P2. P1 en P2 is nou daai hele hoek. 'n ander naam daarvoor gaan wees SPT. Okay. Goed, 2 maal hoek SPT. En dit is dan wat jy moes bewys het.